Goeiemôre broers en susters en kinders. In die naam van Christus Jesus hartlik welkom en voor die Here dank uit te spreek dat u, mag ek sê, die moeite gedoen het om in die vroegdagtyd hier te wees. Ek gaan die enkele afkondigings nou aan u voorhou, omdat ek haastig na hierdie erediens moet vertrek om 9 uur of net 'n minuut daarna die woord in Elofsdal te bedien. Ons stuur met mooi getuienis in attestaat na die Gereformeerde Kerk Ermelo van broeder Gerard en suster Martie Boshoff. Hulle is aan ons almal bekend. Broeder Gerard het 'n pos aanvaar by 'n maatskappy wat vir 3 jaar, as die Here wil, in daardie omgewing gaan opereer en broeder Gerard gaan sy deel doen. Baie seën, ons gaan julle mis en sterkte in die Here. Ons het 'n attestaat ontvang van die Gereformeerde Kerk Kameeldrif vir broeder Christo en suster Corine Fik. Broeder Christo was die afgelope week in die hospitaal, hy is ontslaan en daarom dink ek nie is hulle hier vanoggend nie, maar die skoondogter sal ons goeie wense aan hulle oordra. In ons onderlinge dink aan mekaar is dit belangrik dat ons sê dankie aan al die kinders wat die afgelope jaar so hard gewerk het en wat hulle rapporte, in my dae het hulle dit so genoem, in die week kon ontvang het. As jy na 'n volgende graad gepromoveer word, aangeskei word, baie geluk. As jy 'n jaartjie moet oordoen, sê hom Pieter vir julle, is dit absoluut niks. Dan doen ons dit met groot oorgawe. Lidmate wat siek is, suster Marie Kreer wat ernstig siek is, Dion Benadi se boeta in die Strand wat ook terminaal is, Christo Fik, ons dank die Here dat hy tuis is, Bets Roberts, met haar gaan dit ook nie goed nie. Broeder George Erasmus was in die week wat verby is in die hospitaal en daarmee saam aan almal wie se name ons dalk nou nie genoem het nie, mag die Here julle genadig wees. Die approbasie van broeder Johan Myntjies met dank vir die diens van ouderling en dat hy die roeping opgevolg het. Daar is nie vanaand 'n aandерediens nie en die 16de Desember is daar 'n erediens om 8 uur in die Gereformeerde Kerkgebou van Pretoria Aanlyn en op die 25ste Desember ook om 8 uur 'n erediens by Gereformeerde Kerk Pretoria Aanlyn. 'n Laaste nota van groot blydskap wat ons graag met die broeder en suster deel, is broeder Johan en suster Madeleine van Logrenberg met die verloving van hulle jongste aan Christie Oosthuizen. Madeleine, wat ook 'n lidmaat van die gemeente is, ons is saam met julle broer en suster en natuurlik haar sussie en haar verloofde wat hier is, baie dankbaar voor die Here. 'n genadevoorreg, geliefdes, om die Here se woord in u teenwoordigheid te kan en mag oopmaak. En
as ek dit doen, dan besef ek, en dit was nie op my notas nie, maar ek dink u sal verstaan as ek dit sê, uit die Kaap is my 2 kleinseuns hier, saam met hulle neefie Ruben, wat in die gemeente is. Broers en susters, hulle het weer gevra of hulle hier by my op die preekstoel kan sit soos in hulle klein dae, en oupa het gesê, dis te klein hier, dit gaan nie werk nie. Andrew en sy boeta, baie dankie dat julle in Pretoria is. Ons gaan die Here aanbid. En dit in sy alomteenwoordigheid, heilig en op heilige grond. En daarom doen ons saam 'n gebed. Vader in die hemel, mag die woorde van ons mond, die oordeenking van ons hart, vir u aanneemlik wees. Want u en u alleen is ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader, Christus Jesus, ons Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here met 2 strofes van lied 260. Daarna kan u weer u sitplek inneem. Lied 260, strofe 2 en 3. In die naklank van ons lied, U en my belydenis, en daarmee ons bintenis te beleef met mekaar en die kinders van die Here oor die hele aarde, wat ook sê, soos ons, ek glo in God, die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is en ter helle neergedaal het.
maar wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. En nou is daar by ons een begeerte. En dit is, Here, laat U wet in ons midde afkondig. Ons luister met aandag. Ons luister met die wete dat Christus Jesus ons verlosser is. Hy wat gesê het, salig is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Eksodus 20 se woorde en direk daarna strofe 2 en 3 van lied 3, 4, 5, waarna ons saam bid. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, jou seun, jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Want die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie.
saam. Ons buig in aanbidding. Driemaal heilige God. En ons bid, as ons buig voor God, ons Vader biddend, voor hom, deur wie gelowig is, mag lewe. Die reeds verhoog in hemele verhewe, en ons wat nog in aardse tyd verkeer. Hoor ons as ons bid, o God en Vader, mag nou deur u Gees 'n rustigheid in ons werklikheid wees. Mag u nou deur die Gees in ons werk, ons uitryke heerlikheid bekragtig, sodat in ons kan woon die Christus magtig, en ons in liefde kan vasstaan, stewig sterk. Heere God, mag ons begryp hoe wyd die liefde strek, hoe diep en hoog, ver bo ons verstand verhewe, mag ons met almal saam gelowe die volheid van God se heerlikheid tesame ontdek. Hoor ons in ons lof, in die woorde van ons gebed, aan u, wat kragtiger in ons kan werk, as wat ons kan bid of dink, aan u, onse Here, bring ons in Christus ewig ere. Aan u alle eer in die kerk. Amen. Broer en suster, ek bedien die Here se woord aan u, en die Here self aan die woord in die skriflesing, en daarna 'n nietig mens aan die woord met die uitleg en toepassing van die Here se woord. En daarom ook my dank vir die afgelope week se voorbidding. Filippense 2 blaai ons na toe, om vers 5 tot en met 11 saam te lees, en die Here se woord en sy stem te hoor. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. En nou verduidelik die Here aan ons wat die gesindheid van sy seun was. Hy, wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Tot daar
uit die Here se woord. Vers 6 en 7 is ons fokusvers. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waarin hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Hy wat in die gestalte van God was, en daarom die tekstema of die tema vir die woordbediening, die gestalte van die grootste koning ooit, en u en my gestalte as koningskinders. Gemeente van die Here, die Filippense brief van die Paulusman onder leiding van die Heilige Gees. En ek weet jy weet dit, maar kom ons sê dit net weer vir mekaar. Dit is die brief van die blydskap, omdat die woordjie blydskap ten minste 14 keer in die brief voorkom, op grond waarvan ons kan sê blydskap is sonder enige twyfel 'n belangrike tema in die brief. Maar dan nie blydskap wat 'n mens net op 'n mens se gesig kan sien as jy glimlag. Maar die blydskap wat ineengeweef is met God se genade, daardie goedheid wat hy in ons hart en gemoed uitstort mateloos, daardie blydskap is die tema van hierdie brief. Blydskap. Blydskap wat hou. Daarom die Paulus woorde aan die gemeente van Filippi, en sonder twyfel een van die mooiste briewe van die apostel, en daarom ook een van die mooiste briewe, almal is mooi in die Here se woord. Die Filippense brief vir my in Desembertyd 2025, en dan weet u, dis feestyd, dis vakansietyd, dis oujaarstyd aanstonds, dis nuwejaarstyd, maar ek het iets uitgelaat, dis ook Kersfeestyd. Tyd van blydskap oor die genade van die geboorte van Jesus Christus. Kersfeestyd. En mag ek weer vir u 'n vraag vra, soos ek maar altyd doen vanaf die preekstoel? As ek wat ek gesê het ter inleiding gesê het, kom ek vra nou vir u, broer en suster, kind, jong mens, sê my bietjie, wanneer is dit met blydskap, hoor wat sê ek, regtig Kersfees? Wanneer gebeur dit? Wanneer is dit met blydskap regtig Kersfees? En hoor hoe vra ek, nie rondom ons nie, maar in ons. Wanneer is dit in 'n mens Kersfees? In ons met ware blywende blydskap in die diepste van u en my gemoed en hart en siel en lewe. Wanneer is dit regtig binnekant in ons Kersfees? Filippense 2 vers 6 en 7 leer, dit is in u en my diep in ons menswees wese Kersfees,
as 'n mens se hartewens gebed is, hoor, en ek gaan dit vir u verduidelik, o Seun van God, verlos my van my selfsug en my eersug en my eie belang, help my om u voorbeeld te volg, ontledig my van myself. Dan is dit diep binne in 'n mens Kersfees. Maak dit u gebed. Want leer die Filippense 2 Christus hymne of Christus lied, dieselfde gesindheid moet nie in my wees wat daar in Christus Jesus was. En wat was sy gesindheid? Sy gesindheid was een van ek verneder myself. Nie vir my vriende nie vir hulle wat vir my goed is nie, maar vir stikkende sondaar mense in wie se lewe, want dit is baie keer die kernpunt van u en my sondeprobleem. Ek is so oulik. Niemand sal my iets leer nie. Hy het homself verneder. As jy wil, ontledig. En die woord beteken in kern, in die oorspronklike taal, om jouself volledig, hoor, volledig vir ander mense tot beskikking te stel. En daarom die preek van 'n gewaardeerde klassieke prediker, praat hy in sy preek, as hy die woord ontledig gebruik, dan sê hy, dit beteken om jou hele besit, alles wat jy het, aan die armes te gee. So die Here Jesus homself weggegee. Dis Kersfees. Want hoor 'n bietjie, hy het sy goddelike natuur, sy goddelikheid nie uitgebuit vir homself nie. Hy kom nie na hierdie aarde vir homself nie. Maar hoor wat sê ek? Hy kon homself as God laat geld het. So moet jy en ek daaraan dink. Hy kon dit doen, maar hy het nie, want sy gesindheid is daardeur teenoor u en my bewys. Sal jy dit saam met my onthou? Hy kon aan sy goddelikheid vasgeklem het as hy wou, want hy's God. Maar hy het nie. Waar was ons as hy hom nie ontledig het? Hy wat in die gestalte van God was. Sy leegwording, is dit nie 'n prysgawe van sy ewige identiteit nie,
want in die Griekse taal word 'n woord vir gestalte gebruik wat dit bevestig. Daarom moet jy weet, sy leegwording is nie 'n prysgawe van sy ewige identiteit nie, maar is 'n uitdrukking daarvan in sy dienende liefde. Hy het homself leeg gemaak, sodat hy jou hart deur sy gees kon volmaak. Kom ek sê dit in die gestalte van God. En die Griekse woord vir gestalte verwys na 'n onveranderlike wese van iets of iemand. Sy goddelikheid het hy nooit afgelê nie, maar tog homself leeg gemaak, die onbeskryflike diepgang van die evangelie, die gestalte van 'n slaaf aangeneem as God. Aan u en my, dink 'n bietjie, gelyk geword, gestalte vir God. En hy bly God. Wie kan dit ooit deurgrond? Wie kan ooit verklaar dat God mens geword het? En nou sê iemand so mooi, as selfsug en eersug sy motief was, as wêreldse koningskap sy motief was, sou hy nooit so 'n heerlike status prysgegee het nie. En daarom sê 'n skrifverklaarder, as die Here Jesus net aan sy eie belange gedink het, sou hy nooit die hemel verlaat het nie. Waarlik mens geword. Anders sou hy u en my as werklike mense mos nie werklik kon red nie. Ek blaai na die titelblad van my preekboekie en ek herhaal die tema, die gestalte van die grootste koning ooit en een my gestalte as koningskinders. En daarmee saam te vra, een my gesindheid, een my gestalte, dink 'n bietjie. En onthou nou, die Here Jesus se gesindheid word in harte gekweek waar die Heilige Gees woon. Dieselfde gesindheid van die Here Jesus. In my lewe en u sin. En hoor nou mooi, dit gaan nie om 'n slaafse nabootsing van die Here Jesus nie. Ons is nie sy naapers nie, maar dit gaan om 'n volledige navolging van die Here Jesus. Rondom ons is dit Kersfees.
en in ons. Die Christuslied van Filippense 2. Christus se gestalte moet in u en my gestalte kry. En wat beteken dit, broer en suster? En daarmee gaan ons huis toe, en daarmee gaan ons met vakansie. Wat gebeur as Christus se gestalte in u en my gestalte kry? Dit beteken doodgewoon, ons Christenskap moet opreg en eg en innig en eerlik en kinderlik wees. Dis al. Christus se gesindheid. As dit in my lewe sigbaar word, dan beteken dit ons Christenskap kom uit ons harte. As u gesindheid die gesindheid van die Here Jesus is, my broer en suster, dan is die manne slawe van Christus. En die susters en die meisiekinders slavinne. En hoor wat sê ek ten slotte, eers as dit gebeur, as 'n mens se Christenskap uit jou hart kom, eers as dit gebeur, is dit regtig Kersfees in u en by u. My laaste sin. Liewe kind van God, kan ander mense iets van Christus se gestalte in u en in my gedrag en in ons gesindheid raak sien? Kan hulle? Kan hulle? Geliefdes, 'n geseënde Kersfees. Amen. Kom ons dank sê. Ons Vader in die hemel, ons sê dank dat u in u almag tot ons gespreek het. En verkoop kan ons van hier gaan in die vrese van u naam. Met 'n pleitroep maak die Filippense lied, die lied van ons hart en die gebed op ons lippe, omvou ons in die liefde, in feestyd, hier almal saam en elkeen wat reeds met vakansie vertrek het. Ons gebed om Jesus ontwil. Amen. Geliefdes, ons gaan staan en hartlik saam die tweede en die derde strofe van lied 353 sing.
Daarna die seën van die Here en dan ons amenlied, Skrifruiming 13:2. Gaan van hier nadat u die seën van die Here ontvang het. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here verhoor elke gebed van jou en sal vir jou sy vrede gee. Amen.